Vriende, familie, broers en susters in Christus, vandag is die 1 Januarie 2026. My gebed vir jou is, mag hierdie jaar 'n geseënde en 'n voorspoedige jaar wees. Mag jou lewe getuig van God se goedheid, sy vreugde, sy vrede, sy liefde, sy genade. En mag dit regtig 'n geseënde jaar wees, 'n nuwe hoofstuk in ons lewe. Elke jaar is soos 'n hoofstuk en ons begin nou met die volgende hoofstuk. Ek wil graag vir jou een Bybelvers lees op die eerste vandag. Jesaja 43 vers 19 wat vir ons sê, kyk, let op, hier gebeur iets, aandag. Ek gaan iets nuuts maak. God gebruik die profeet Jesaja om te sê, hy gaan iets nuuts maak. Ons weet waantoe dit opgevolg het. Jesus Christus, die Messias, die volk wat terugkom, die volk wat God se mense is. Ons is ook God se mense. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Dis soos iets wat groei, iets wat kleins begin, maar as lewe. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. 'n Pad in die woestyn, die droë plek waar daar dood is, daar's nie water nie, jy's dors, daar's nie lewe nie. God maak 'n pad daar om te beweeg. En dan ook 'n rivier in die woestyn. Dit laat ons dink aan Openbaring van die hemel, die hiernamaals, die ewige boom, maar laat ons ook dink aan God wat lewe gee vir sy mense hier en nou. Ek seker jy het ook lekker geëet in hierdie feestyd, lekker geëet en gedrink, hoopelik nie te veel alkohol nie, maar die Here maak vir ons nuwe plekke. Hy maak vir ons iets nuuts elke jaar as ons hom volg in Jesus Christus. Ek wil by jou hoor, wat is hierdie nuutheid vir jou vir 2026? Waarna sien jy uit die jaar? Waarna gaan jy meer werk hierdie jaar? Waarop gaan jy fokus? Wat is jou nuwe uitdagings? Wat is vir jou belangrik? Nou wat vir my belangrik is die woord van God. Ek is baie lief vir die woord van die Here. Daar's plekke in die Bybel wat sê dis soos kos wat jy kan eet. Jy's honger vir die woord is lewe, die woord is Christus en ek is baie lief vir die woord. Wat vir my mooi is van die 33 vertaling waaruit ek gelees het, is hierdie kerk van ons is 1933 is die hoeksteen gelê deur Dominee Maree en 1934 is hy ingewy en dis waar ons as gemeente tot vandag toe nog steeds by mekaar kom. Ek sien uit in 2026 om die woord van die Here te bedien, te leef, te verkondig, vir mense daarop uit te wys hoe God handel tussen ons in die 3 gemeentes waar ek betrokke gaan wees die jaar. 3 gemeentes. Jy sal nou vir my sê, maar kan die dominee nie tel nie? Hy is mos hier by Laagveld, maar van die jaar is ek ook betrokke by Wolkberg gemeente. Ek sien baie uit na hierdie nuwe hoofstuk wat die Here vir ons beplan het daar. Ons buurgemeente natuurlik, 'n kleindogter gemeente van Laagveld gemeente. So ek sien uit om ook by Wolkberg betrokke te wees. 50 jaar feesviering. So ons sien hierdie jaar ook as 'n jaar van fees, 'n jaar van vier, 'n jaar van vreugde deel, 'n jaar van bly wees en dankbaar wees. En dan Laagveld gemeente, Wolkberg gemeente. Ek sien ook uit vir my betrokkenheid, die take wat ek moet doen by ZC2. Dis ook soort van 'n gemeente, want is mense, 'n gemeente is mense wat dieselfde glo, dieselfde doelwit het, dieselfde behoort en tog is dit ook 'n gemeente waar mens betrokke is en waar mens ook 'n taak het om te verrig. So ek sien uit om die woord van God as lig te verkondig by Laagveld, by Wolkberg en ook natuurlik by ZC2. Laat weet vir my waarvoor jy uitsien hierdie jaar. Ons dink dit gaan regtig 'n wonderlike nuwe jaar wees hier in die Here se wêreld, in die pragtige Limpopo waar ons bly, hier in die Laagveld. Mag jy ook getuig, mag jou lewe getuig van die Here se goedheid, van sy aktiewe betrokkenheid. Ons skop 'n reeks af hierdie Sondag, die 4de Januarie, en dis net 'n 3 Sondag reeks en dit gaan oor God se handeling in ons lewe. Hoe is God betrokke in ons lewe? En ons kyk na 3 punte. Die eerste Sondag kyk ons na die herder, mense wat herders is op die aarde, tussen God se mense. Ek het 'n taak om te verrig, hopelik, ek bid dat ek dit goed sal verrig die jaar, maar Jesus is natuurlik die groot herder, soos Hebreërs en Petrus verwys. Die woord herder kom 88 keer in die Bybel voor. So hierdie Sondag kyk ons na die herder, en dan volgende Sondag kyk ons na die saaier, en dan die 3de Sondag, die 18de Januarie, na die kruis. En al 3 die punte gaan vir ons help om te verstaan, hoe is God betrokke in ons lewe, hier en nou, elke dag. Mag jy geseënde 1 Januarie hê, mag jy geseënde 2026 hê, en ons sien uit om weer
tussen mekaar te wees, saam in die Here se teenwoordigheid, sy woord te hoor, vir hom te loof en te aanbid deur sang, en mag dit 'n goeie geseënde jaar wees met mooi daar binne. Amen.